Here met ons wil deel, maar ek gaan begin lees by vers 8, dan gaan ons fokus op vers 9. Die woord van die Here lees soos volg, hy sê, en eindelik wees almal eensgesind, so die Here praat met almal, met elkeen van ons in die kerk, hy sê, en almal wees eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, en dan sê hy vriendelik. Dan vers 9 vanmôre, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoord met skeldwoord nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U vir U woord. U woord is skerper as enige tweesnydende swaard. En U woord maak ons vry. U woord bring lewe. U woord maak nie seer nie. Die waarheid maak nie seer nie. Die waarheid maak vry. En ek wil myself kom onderdanig plaas aan U leiding, Heilige Gees. Kom spreek vanmôre deur my. Geen woorde uit arrogansie of uit myself of met my menslike redenasie nie, maar net dit wat die Gees van die Here vir die gemeente wil sê. Dankie vir U waarheid. Dankie dat U ons lief genoeg het om ons nie te los soos wat ons is nie, maar dat U waarheid ons kom leer, ons kompas is vir ons lewe en ons kom transformeer om meer te wees soos Jesus. Dankie daarvoor in Jesus naam. Dankie Here. Amen. Amen en amen. Mag ek vanmôre ons boodskap 'n titel gee en sê meer te wees soos Jesus. Meer te wees soos Jesus. In 1 Petrus hoofstuk 3 vers 9 wil ek die eerste gedeelte van hierdie vers uithaal en ons gaan vanmôre so 'n bietjie daarna kyk wanneer hy sê vergeld geen kwaad met kwaad. Sê gou saam met my, vergeld geen kwaad met kwaad. Wanneer ons na die Griekse woord kyk wat hier gebruik word, wanneer daar gesê word, jy moet geen kwaad met kwaad vergeld nie, dan is dit die woord wat gebruik word en hy sê apodidontes. Apodidontes. En apodidontes beteken 3 stellinge. Hy sê dit is om terug te gee, of om terug te betaal, of om rekenskap te gee. So in die oorspronklike vertaling, wanneer ons sê, jy moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, dan sê hulle, jy moet teruggee, met ander woorde, om terug te gee, terug te betaal, of om rekenskap te gee. Wanneer ek na die oorspronklike vertaling kyk, en ek kyk na dit wat die wêreld geneig is om ons te leer, dan leer ons in die wêreld 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Dan voel ons wanneer iemand iets aan jou doen, dan is dit regverdig en dit is reg om dit wat iemand jou skuld terug te betaal of om hulle terug te kry as hulle iets aan jou gedoen het. Met ander woorde, dit wat hulle jou skuld om daai muntstuk terug te betaal. As hulle jou seer maak, het jy die reg om hulle terug seer te maak. As hulle iets aan jou gedoen het, mag jy dit terugdoen. Dis mos 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Dit staan mos in die Bybel, pastoor, 'n oog vir 'n oog. Maar die woord van die Here leer ons baie duidelik hier, wanneer hy sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Inteendeel, die woord van die Here praat hier met die kind van God, en hy sê baie duidelik, daar moet 'n ander gesindheid gekweek word in die kind van God se lewe. Wanneer ons Jesus Christus navolg as ons rolmodel, as die een na wie ons kyk, dan sal ons sien, Jesus se hele lewe het getuig van, hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Hoeveel maal was daar geleentheid wat Jesus net 'n woord kon spreek, en almal wat kwaad aan hom gedoen het, wat teen hom gespreek het, kon 'n legioen engele gekom het, en daai mense kom verwyder het van die aardbol af. Maar Jesus het anderste opgetree. Hy het ons die voorbeeld kom wys hoe om met liefde op te tree.
Hoe om 'n sagte gees te openbaar, wanneer almal teen hom was. Hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Jy sien, die wêreld sê skuld vereffening. Jesus sê seën in plaas van skuld vereffening. Jesus sê seën eerder. Jy sien my boetie en my sussie, wanneer ons as kinders van God doelbewus 'n besluit maak om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, dan begin ons optree en lewe soos Jesus. Om te wees soos Jesus. Maar let op my woorde, doelbewus die besluit maak, want dit kom nie van natuurlik. Ek en u moet doelbewus die besluit maak, die besluit neem om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. So wanneer die woord van die Here in konteks kom en hy sê, vergeld nie kwaad met kwaad nie, dan gaan hy aan, hy sê, en nie skeldwoord met skeldwoord nie, apodidontes, dan sê hy, dit moet 'n leefstyl word, sê saam met my leefstyl, in my elke dag lewe, in elke situasie, moet ek die besluit maak, hoe gaan ek optree? Gaan ek ingee onder hierdie omstandighede? Gaan ek kwaad met kwaad vergeld? Gaan ek toelaat dat my mond terugpraat met die wat met my praat? Gaan my houding uitspreek met die wat ek ervaar, wanneer 'n ander houding teenoor my optree? Gaan ek terugskeld wanneer daar met my geskree of geskel word? Of gaan ek kies om te sê, nee, ek gaan eerder seën uitspreek in Jesus naam? Die woord van die Here sê baie duidelik hier, hy sê, dis 'n leefstyl wat ek die besluit van moet maak. It's a lifestyle. Ek moet die besluit maak, ek gaan nie kwaad teruggee nie. Ek moet die besluit maak, dat die kwaad wat na my toe kom, gaan ek nie herwin en teruggooi nie, nee, ek gaan die siklus breek. Sê gou saam met my, ek breek die siklus. Jy sien, ek moet die besluit maak, ek gaan die siklus breek. I'm gonna be the chain breaker. I'm breaking the change in my generation, in my family and in my friendships. Ek breek die kettinge, dit stop by my. Of ek gaan maar net aangaan met die siklus. My oupa grootjie, by oupa, my pa, ek, Boetie en sy kinders, ons gaan maar net die siklus aanhou. Dis mos maar in ons familie. Dis mos maar hoe dit is. Dis maar die Delports. Dis mos maar hoe ons dit altyd sê, is dit nie? Dis oor erflik, pastoor. Dis in die familie. Hoor jy my hart vanmôre, my boetie, my sussie? Dis 'n doelbewuste besluit wat ek en u moet neem in ons elke dag lewe, in elke situasie. Hoe gaan ek optree? Gaan ek kwaad met kwaad vergeld of gaan ek seën uitspreek? Gaan ek eerder seën of gaan ek vervloek? Gaan ek seën of gaan ek net stil bly? Want daar is 'n groot verskil om stil te bly en nie kwaad met kwaad vergeld nie, of om nie kwaad met kwaad te vergeld nie en te seën. En Jesus sê nie hier, moenie kwaad met kwaad vergeld en bly stil nie. Hy sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie en seën inteendeel. Ons gaan dit nou weer lees. Daar's 'n verskil, amen. So wanneer ons weier om kwaad met kwaad te vergeld, dan sê ons letterlik, hoor mooi, ek vertrou God om die regverdige regter te wees en ek hoef nie self die betaling in te vorder nie. Ek gee dit vir God om te doen. Ek vertrou die Here. En die Here sluimer en slaap nie. Die Here sê, wee die een wat iets doen teen my kind, wee die een wat onregverdig en ongeregtig optree teenoor my kind. So as daar kwaad teen jou gedoen word, wie's die een wat beter kan optree teenoor daai een? God of jy?
As die Here sê die wraak kom my toe, kan jy onthou toe ons gepraat het met die 70x7, waar die Here gesê die wraak kom hom toe? Nou vir wie wil jy moet vir jou beklei in die hof? Jy of die Here? As ons praat van die hof, in die troonkamer, wanneer die aanklaer, die vyand kom om jou aan te kla, wie gaan vir jou intree? Jyself of Jesus? Hy is mos die regverdige regter. Ek sal veel eerder wil hê Jesus moet vir my intree, as wat ek vir myself daar moet staan. Maar jy sê, wanneer jy self optree, en jy wil vir iemand 'n piece of jou mind gee, en jy wil kwaad met kwaad vergeld, dan is daar 'n probleem. Want Jesus gaan dan nie vir jou optree nie, want jy tree in jou vlees op. Maar wanneer ek sê, Here, ek gaan nie kwaad met kwaad vergeld nie, ek gee hierdie situasie in u hande, u is die regverdige regter, ek vertrou u, ek seën eerder in Jesus naam. Wat sê Jesus? Hy sê, ek sal vir jou staan, ek sal vir jou beklei. Wanneer iemand jou beledig of te nakom, staan jy met 'n pakkie kwaad in jou hande. Ek kyk gewoon na jou hande. Ek wil hê jy moet 'n pakkie kwaad in jou hande sien. Dis letterlik 'n sakkie of 'n pakkie of 'n boksie vol van kwaad in jou hande. Dit wat hulle aan jou doen, daai ongeregtigheid, daai kwaad, dit kan wees in die huwelik, dit kan wees jou kinders, dit kan wat ook al die situasie is wat iemand aan jou doen. Jy staan met daai boksie of daai pakkie kwaad in jou hande. Jou natuurlike mens wil daardie pakkie kwaad dadelik teruggooi. Dis apodidontes. Terugbetaal, teruggooi, rekenskap gee. Amen. Maar wat sê 1 Petrus 3:9? Hy roep ons om daardie pakkie neer te sit en eerder seën uit te spreek. Dis wat die woord van die Here ons leer. Hoekom? Hoekom sê hy moet dit nie teruggooi nie? Hoekom sê hy sit dit neer en seën eerder? Jy sien, want ek en jy is geroep om God se seën te beerwe. En as ons met hierdie pakkie staan en ons gooi hom, kan ons nie God se seën ontvang nie. Want dan het ons saad in die grond gehad. Of ons het 'n aksie geloods wat 'n reaksie gaan ontvang. So wanneer ek die kwaad vat en ek sit dit neer, kan ek God se seën ontvang. Maar wanneer ek iets gooi, teruggooi, dan gaan daar iets teruggooi. Want saai en maai is 'n beginsel. Maak dit sin? Ek probeer dit prakties maak, dat u verstaan. En God het ons geroep om voor hom te staan, dat hy ons kan seën. Ons is geroep om sy seën te beerwe, om sy guns op ons lewe te dra, nie om ander terug te gooi en terug te slaan met dit waarmee hulle ons slaan, die sleg wat hulle aan ons doen nie. En as ek en u dit kan besef en dit kan toepas, dan vind daar 'n bonatuurlike verandering in ons lewe plaas. Ons noem dit 'n mind shift vind plaas. Want waar die natuur is, as iemand my gooi met 'n klip, wil ek die klip optel en hom teruggooi, is dit nou 'n ander reaksie, 'n mind shift. Hulle gooi my met die klip en dan sit ek die klip neer en ek seën hulle eerder. Kan jy onthou toe Jesus op pad is na die kruis, die woord sê, het hulle hom gespieg in die gesig? Hulle het hom gevloek. Hulle het hom valslik aangekla. Hulle het sy baard uit sy gesig uitgeruk. Nou die manne wat baard het, pluk net gou een haartjie uit, dan voel ons, jy gil soos 'n meisie man. Dink net gou daaraan. Die dames, as jy een van jou hare of 'n neushaar uitpluk. Ek weet nie hoe gebeur dit nie Renier, maar daar so 'n gilletjie wat uitkom. Jy kan hoe manlik wees, maar hy gil kom uit as jy 'n haar uit jou neus uitpluk. Hulle het Jesus se baard, hulle hande in sy baard geruk en uitgeruk. 'n Doringkroon in sy kop nie saggies opgesit nie, ingedruk en ingekap. Daai dorings, dink aan dit, daai wit, ek probeer altyd 'n prentjie in my kop kry, dis daai wit dorings, daai wat so gevleg was, in sy kop ingesit. As kind het ek in een ingetrap, en hy het nie baie diep gesteek nie, maar hy suig mos vas, hy punt steek, en dan suig hy, en dan brand, wie van julle het al daai ervaring? Kan jy dink,
doorrings in sy kop, hoe moet dit voel as hulle ingesteek het? In dit alles, die spykers in sy hande, in sy voete, die houe, het hy nie een keer terug kwaad met kwaad vergeld, teruggeskeld nie. Die woord sê, hulle het valse getuie gekry om hom aan te kla, en nie een aanklag wat hulle teen hom gekry het, kon staan nie. Hulle het selfs manne gekry, verskoon die Afrikaans, om te lieg teen hom. En hulle het hulle uitgevang dat hulle lieg. En nog steeds word hy valslik accused, aangekla. Maar Jesus het stil gebly. Jesaja 53 sê, soos 'n skaap, wat gelei word na die slagpaal, het hy sy mond nie oopgemaak nie. Hoekom? For the greater cause. Want hy het geweet hy moet sterf. Nou hoor gou mooi vir my, Jesus was die een, wat toe die Vader die heelal geskaap het. Die Vader het die blueprint gehad, hy het die droom gehad, kom ons skaap die heelal. Kom ons maak 'n aarde, en ons maak die son, en ons maak die maan en die sterre. God is drie enig, maar die Vader het die prentjie, die droom, die visie gehad. Toe sê hy, kom ons doen dit, toe gaan Jesus en hy voer dit uit, in die Godheid. Gaan lees die Bybel. En maak hy op die woord, die Vader het gespreek, en Jesus kom, en op sy woord spreek hy dit, en hulle doen dit. En die Gees van die Here sweef oor het, en toe hy dit gemaak het, kom die Gees van die Here, Heilige Gees, en hy bring lewe op die aarde, in die mens. Hy blaas in die mens se neus in ruach, en daar word lewe, pneuma, in die mens. Die drie eenheid was deel van die skepping. Hoekom ek dit noem is, Jesus deel van die skepping, kon enige oomblik met sy kruisiging, hoeveel engele ook al nodig was, hulle roep om hom te kom verlos. Hy kon roep, en die aarde kon oopskeer, en hy kon almal in die aarde in dood af neerdal. Hy kon enige oomblik, enige iets sê, om hom te beskerm. Ek meen, Petrus kom en kap Malchus se oor af, net voor hulle hom gevange neem. En Jesus stel Malchus se oor op en doen 'n wonderwerk voor sy oë, sit die oor terug en staan dat hulle hom gevange neem. Selfe oomblik. As hy daai wonderwerk voor hulle oë kon doen, kon hy seker daai boeye ook breek en wegloop soos die vorige kere wat hulle hom probeer vang het, toe hy net deur hulle geloop het en hulle kon hom nie aanraak nie. Hy is by magte om dit te kon doen, maar hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy het nie 'n skeldwoord uitgespreek nie. Hy het inteendeel eerder geseën. Op die kruis vervloek die een hom. Aan die ander kant sê hy, Here, wees my genadig. En Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy kon daar nog steeds vervloek en gesê, jy verdien dit nie. Jy het gesteel, jy het 'n moordenaar gewees, jy het verkrag, jy het die nie. Hy sê, omdat jy my bely, sal jy saam met my wees. Wat 'n voorbeeld om te wees soos Jesus. Jy sien, ons wil onsself so baie regverdig, onsself so baie mooi praat, so baie redetjies soek om onsself te probeer, ons sonde skoon te maak, mooi te laat klink. Dan gebruik ons Bybelverse om onsself te laat regverdig klink. Die woord van God is skoon, rein en waarheid, en hou net by die waarheid, om te wees soos Jesus. Jesus het nie dubbelstandaarde gehad nie. Jesus het nie homself regverdig nie. Jesus het nie iets gesê, ja maar nie. Hy het nie die woord verdraai om hom te pas nie. Hy het gesê, daar staan geskrywe, punt. En as ander dit verdraai, het hy homself nie regverdig nie. Hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Dit was hulle keuse. Dis wat hulle gekies het.
Hy het nie toegelaat dat hulle negativiteit, hulle vloeke, wanneer daai fariseërs opstaan en hom valslik probeer aankla, dan het hy stil gebly. Hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy het nie gedaal na hulle vlak toe nie, inteendeel, hy het hulle geseën. Selfs die kere toe hy hulle bestraf het, was dit 'n seënbestraf. Het hy hulle die waarheid gegee? Het hy nie hulle vervloek nie, na die hel toe nie? Hy het gesê, jou wit gepleisterde grafsteen, sodat hulle kan vrykom. Hy het hulle die waarheid gegee. Amen. Nou daai seën waarvan ons praat, om iemand te seën, is die teenoorgestelde van apodidontes. En die Griekse woord vir daai seën is 'n mooi woord, dit is eulogontes. Eulogontes of eulogontes, jy kan dit verskillende maniere uitspreek. En eulogontes is ook deel van die woord, wat ons die woord van God van gebruik, wat is die woord? Jy kry rema en dan kry jy logos. En daai woord logos is deel van die grondwoord. So eulogontes, en dit beteken om goeie woorde oor iemand uit te spreek, selfs al verdien hulle dit nie. Eulogontes. Om goeie woorde, die goeie nuus, die goeie woord van God oor iemand uit te spreek, al verdien hulle nie. Wat sê die wêreld? Vloek en skel. Wat sê Jesus? Spreek lewe en seën. Nou die natuur, wanneer iemand voor jou inry, dadelik gaan die hand op, en wat sê jy, mind? Ek seën jou in Jesus naam. Jy sien, die natuur is mos natuurlik, maar ergens tussen die brein en die hand moet jy 'n pitstop hê, of 'n toegee, of 'n wat ook al ergens, en voordat hy die vuis maak, moet jy kom en sê, ek seën jou in Jesus naam. Is dit nie waar nie? Jy sien, daar moet 'n wilsbesluit wees. Moenie vir my sê, ek het nie gedink nie, jy het gedink. Al was dit 'n breekdeel van 'n sekonde, het jy gedink, jy gaan die vuis, die duim, of jy gaan al 5 stuur, en sê, ek stuur die 5-voud bediening, ek seën jou in Jesus naam. Weereens, dit is nie net om stil te bly nie. Dit is om aktief teenwoordig te wees, en om die teenoorgestelde te doen, as wat die wêreld doen, en wat ons natuurlik vind. Weereens, as iemand die klip optel, wat gaan ek doen? Gaan ek apodidontes teruggooi, of gaan ek euglontes? Gaan ek seën? Gaan ek beantwoord met 'n vloek of met 'n gebed? Gaan ek beantwoord met 'n lelike gesindheid, 'n lelike woord, of gaan ek met 'n mooi woord beantwoord? My vraag is, hoe pas ek dit vandag in vandag se lewe toe? Om eerlik te wees, dink ek nie dit is moontlik sonder die Heilige Gees se hulp en die aktiewe werking van die gawes en die vrug van die Heilige Gees in ons lewe nie. Want vleeslik is dit amper onmoontlik. Kom ons wees eerlik, dit verg selfbeheersing. En daai selfbeheersing is een van die vrugte van God se Gees. Ek en u het die Heilige Gees nodig. Vers 9, kom ons lees weer. Hy sê, vergeld geen kwaad met geld, met kwaad, of skeldwoord met skeldwoord nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet, dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. U en my roeping as gelowige kinders van God, geesgevulde kinders van God, is nie om gemaklike lewens te lewe nie. Maar, hoor mooi, om heilige, priesterlike funksies te vervul. Die Here het ons geroep om anders te wees. Ons word geroep om die atmosfeer te verander daar waar ons is. Sê saam met my, ek word geroep om die atmosfeer te verander. Ek word geroep om soos knoffel te wees. Julle ken ons die vermoë van knoffel. As iemand gisteraand knoffel geëet het hy die vermoë om vanmôre hier tussen ons die atmosfeer te verander.
Moet ek meer sê? Ons is in vandag se samelewing, dra ek en u die Heilige Gees in ons. Ons is vervul met die Heilige Gees van God in ons. Sy teenwoordigheid is veronderstel om saam met ons te beweeg, daar waar ons is. En daar waar ons beweeg, daar moet ons die atmosfeer verander. Mense moet bewus raak van ons. Hoor mooi wat ek vanmôre sê, jou roeping is om die koninkryk van God sigbaar te maak hier op die aarde. Kan ek dit weer sê? U en my roeping is om die koninkryk van God sigbaar te maak hier op aarde. Wanneer ons weier om te skel en kies om te seën, dan openbaar ons die karakter van Jesus deur die Heilige Gees wat hier binne in ons werk. Dan word God deur jou op die aarde geopenbaar. Hoe sien mense God op die aarde? Deur jou en my. Nie net in die natuur nie. Ons is baie keer geestelik as ons mense sien God in die natuur. Ja, hy doen, maar hulle sien hom behoort om meer te sien in u en in my. So wanneer ek soos Jesus optree, dan sien hulle Jesus in my. Maar Kyle, as ek nie soos Jesus optree nie, wie sien hulle dan? Wanneer ek die teenoorgestelde doen wat hierdie vers sê, wie openbaar ek dan? Ek wil nie duiwel die skuld gee nie, want hy is nie daar nie. Ek party tree so lelik op, het lyk soos die duiwel, maar op die einde van die dag is dit jy. Hulle sien jou, hulle sien my vlees. Ek hoor in die week van 'n verhaal van 'n pastoor wat met 'n gemeentelid gesels. En die gemeentelid het iets verkeerd gedoen, iets teen die pastoor se vrou gesê. En toe roep hy hulle in, en toe hulle by die tafel sit en praat, toe verloor hulle almal hulle ding, en die pastoor spring op, en hy slaan met sy hande so op die tafel. Hy skree op die mense, julle almal sal nou stop, en julle sal nie so met my vrou praat nie. En nou vra ek myself die vraag, is dit wat Jesus sou doen? Sonder om hom aan te spreek, sonder om te sê, die pastoor en die vrou, maar as ek net kyk na wat het gebeur, is dit wat Jesus sal doen? Nou kyk ek na myself, as die kinders stout is, en ek raak kwaad vir hulle, en ek raak frustreerd met hulle, is dit toe wat Jesus sal doen? Want is maklik om hier te preek en vir ander die vinger te wys, wat doen ek daar by die huis? Is dit wat Jesus sal doen? Slaan so 'n bietjie harder as jy met jouself moet praat, né? As jy met jou vrou praat en sy wip haarself en sy antwoord nie en sy loop weg en jy sê vir haar, vrou, ek praat met jou. En sy sê, jy praat nie so met my nie. Wie dink jy is jy? Amen. Jy sien, dit is deel van jou en my amptelike werk hier op aarde, is om God uit te leef. Is Jesus in my. The beautiful Jesus in me. Wat sê Jesus in vers 9 daar, die woord, hy sê, sodat jy hulle seën kan beerwe. Jy sien, hierdie is 'n Bybelse beginsel, in God se woord, dit wat ek saai, dit gaan ek maai. Net dit wat ek saai, dit sal ek maai. As ek in moeilike omstandighede of in goeie omstandighede, of ek daarvan hou of nie, dit wat ek saai, dit sal ek maai. So as iemand my gooi met 'n klip, as ek reageer en ek gooi terug, gaan ek weer maai. Maar as ek daai klip wat ek ontvang het, neersit, dan breek ek die siklus. En nou seën ek, wat doen ek? Ek sit nuwe saad in. Wat doen ek? Ek gaan nuwe oes ontvang.
al het ek die vloek ontvang, die klip ontvang, ek kies om die siklus te breek. Al was ek die onskuldige, ek die ontvanger, breek ek die siklus. As ek terug antwoord, terug beklei, vir hulle probeer op hulle plek sit en die waarheid gee, wat doen ek? Ek saai terug. Wat doen ek? Ek moet eerder seën, in plaas van om terug te beklei. Amen. Baie mense vandag in afsluiting, soek die seën van die Here. Jy hoor hulle baie keer, hulle soek daai Pentecostal breakthrough. Maar hulle lewe in bitterheid en met haat. En hulle sal gewoonlik sê, ek het nie haat nie, ek het nie bitterheid nie, ek het nie onvergewensgesindheid nie, maar kyk na die vrug. Broer, daai druiwe is suur. Hulle het druiwe, maar daai druiwe is suur wat aan daai wingerd hang. Gaan kyk na die vrug. Die woord sê, jy mag nie judge nie, maar hy sê, jy moet beoordeel. Daar's 'n verskil tussen veroordeel en beoordeel. Veroordeel is te sê, jy gaan hel toe. Beoordeel is, daai vrug is vrot. Die Bybel sê, jy moet beoordeel. Hoe anders gaan jy weet die vrug is nie reg nie? Amen. Hoe anders gaan ek weet, ek moenie deel hê aan die vrug, as ek nie mag beoordeel nie, ek mag dit nie vervloek en veroordeel en sê, daai vrug gaan hel toe nie, want God is die judge wat veroordeel. Maar om te beoordeel, ek gaan nie uitspraak lewe nie, ek gaan net sê, daai vrug is nie goed nie, ek gaan weerhou. Ek moet mos kan kies, ek moet weet die vrug is nie goed nie. Party mense loop met bitterheid en haat rond, onvergewensgesindheid, maar hulle soek die seën van die Here. Die woord van die Here sê, as jy die seën wil beerwe, en jy soek daai deurbraak waarvan almal nou praat, dan moet jou mond en jou hart in lyn kom met sy woord. Dan kan jy nie aan die een kant vervloek, en dan met die ander kant verwag jy gaan seën kry nie. Amen. Lees saam met my die volgende 2 skrifgedeeltes, en ek glo hierdie gedeeltes gaan mooi saamvat, terwyl ons afsluit. Spreuke 18 vers 20. Jy ken hierdie gedeelte al te goed. Spreuke 18 van vers 20 lees soos volg, hy sê, van die vrug van iemand se mond, sy woorde met ander woorde, word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Nou dit is positief. Aan die ander woorde, my mond se woorde maak my maag vol. Maar wat is die teenoorgestelde? As my mond vrot woorde gee, gaan my maag vrot word. Stem jy saam? As ek te veel suurlemoene eet, gaan my maag suur wees. Dis wat hy daar sê in my vertaling. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. OK, kom ons lees die volgende vers, vers 21. En dan sê hy, dood en lewe. Sê saam met my, dood en lewe. Wat sê hy? Is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Dood en lewe. So in jou mond vanmôre is die mag om dood en lewe te spreek. Nou as ek vandag 'n skaal, daai oudtydse weegskale hier moet hê. Daai twee bakkies wat so weeg. En ek sê vir jou in hierdie laaste week, as ons moet weeg, hoeveel sakkies kwaad en dood het uit jou mond uitgegaan? Wat jy dalk teruggegooi het, wat iemand na jou toe gegooi het, of jy dit gecreate, sit dit aan die linkerkant. En hoeveel seën het jy uitgespreek? En goeie woorde en lewe, sit dit in 'n ander sakkie en sit dit aan die regterkant, wat jy ontvang het of wat jy teruggegee het. Hoe staan daai skaal vanmôre? Hoe gaan jou skaal lyk?
as ons praat van om te wees soos Jesus. En vanmôre is dit nie om jou op die spot te plaas of om te veroordeel nie. Ek praat met myself. Hoe lyk die saak vanmôre, my boetie en my sussie? Jy sien, ons kan deur hierdie hoofstukke hardloop en sê, joh, ons het in 2 weke, 3 weke deur 1 Petrus gewerk. Maar het die woord regtig ons harte besny? Het God regtig iets in ons lewe kom doen? Ek dank die Here vir ons gemeente. Ons het 'n goeie gemeente. En ons is lief vir mekaar. En ons is 'n familieband. En familie gee om vir mekaar. 'n Familie maak baie keer mekaar seer. Sonder dat ons besef. So 'n paar jaar terug loop ek en ek praat met iemand wat ek lanklaas gesien het. En gelukkig is my ma saam met my. En die persoon met wie ek gesels, ken my suster, hulle ken ons gesin. En hulle vra vir my die vraag, hulle vra, hoe gaan dit met jou suster? Want ons vra, hoe gaan dit? En voor ek my kry, dis my verskoning, sê ek vir hulle, dit gaan goed met die ou heks. En toe ek sê, dit gaan goed met die ou heks, onmiddellik in my gees, wil ek stop en regmaak, maar my mamma, so lieflike mens wat sy is, so vinnig in die gees as wat sy is, sê vir my, wat sê jy? Voor ek kon regmaak, sit sy my dadelik op die spot en reg en ek besef wat ek sê en ek het dit klaar gesê. Nou as jy my sussie ken, is sy alles behalwe die ou heks. En eerlik, my verhouding met haar sien ek aan nie as 'n heks nie. Tot vandag toe weet ek nie, die Here ken my hart. Ek kan lieg vir julle. Weet ek nie eers waar daai woorde uitgekom. Hoekom sal ek sê die ou heks nie? Want sy is dit nie vir my nie. Dis my baba sussie. Ek het haar pak slaag gevat. Ek is lief vir haar. Ek sal my hande stompies beklei vir haar. Eerlik, dis my baba sussie. Ek weet nie waar, maar daai oomblik het ek dit vir haar gesê. En tot vandag toe voel ek sleg oor. Ek het al bely, sy was nie eens daar nie, ek het vir haar jammer gesê, ek het vir my ma jammer gesê, ek het vir die mense, ek het vir die Here jammer gesê, ek het al vir mense jammer gesê, vir wie ek nie moes jammer sê nie. Maar hoe dit ook al sê, ek voel sleg oor, maar dit het gebeur, okay? Partykeer sê jy iets vir familie of namens familie wat jy nie moet sê nie. Dit glip uit. Okay. My punt wat ek wil bring is, ons is partykeer so naby mekaar, dat ons nie dink hoe ons met mekaar praat, hoe ons optree en hoe ons mekaar antwoord nie. En dit maak seer. Ons moet let daarop. Want die vyand soek geleentheid om skering te bring en mekaar uit mekaar te skeer. En dan sê die woord, moenie kwaad met kwaad vergeld, of skeldwoord met skeldwoord nie. Moenie die verskoning gebruik, ek is rooi, of ek is blou nie. Ons het die persoonlikheidsprofiele gedoen, juis met die doel, dat jy dit nie misbruik nie. Dat jy jou swakpunte kan identifiseer, en iets daaraan doen. Want nou gebruik ons dit en sê, ja, maar ek is rooi, jy moet my maar aanvaar. Nee, jy moet iets daaraan doen. Amen. Nou ek trap self in die gat, ek het nou net gesê. Maar ek moet iets daaraan doen, om my boetie en my sussie te beskerm. Van die vyand probeer alles in sy mag, om te stop, die liefde, die band wat daar is, die gesindheid van Jesus te probeer doodmaak, te probeer potjie, te probeer verwoes. En ek het die verantwoordelikheid om my boetie te beskerm, om my sussie te beskerm, en my woorde moet ek oppas, dat dit kan seer maak. Ek het geen reg om te dink, ek is pastoor, ek is hoof van die jeug, ek is hoof van die kombuis, ek is hoof van die toilet. Nou kan ek maak en praat en breek en maak soos ek wil nie. Wie dink ek is ek? As Jesus, die koning van die konings,
dit goed genoeg geag het om sy mond toe te hou, wie's ek? Om my mond vir ander oop te maak en hulle uit te skel en met hulle te beklei. Mag ek 'n wag voor my mond sit en dink voor ek spreek. Mag ek my mond stil hou teenoor my vrou. Wie's ek om my vrou te verskree in die huis? Wie's ek om my kinders te verskree as Jesus dit nie gedoen het nie? Amen. In afsluiting van môre, Matteus 12:35. Ek dink hy bring alles mooi by mekaar. 'n Goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En 'n slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeeld word. So daai kite gaan nie vlieg van my man het gesê hy sal dit doen en hy het dit nie gedoen nie. My vrou het my gedruk om dit te doen. My man of my vrou of my kinders het my gepush, pastoor, tot breekpunt toe. Dit is op hulle boekie. Hy sê elke ydelle woord wat uit jou, hy sê nie eers vloekwoord nie. Hy sê net ydelle woord wat uit jou mond uitgaan, sal jy rekenskap voorgee. So mag ek en u daarop waak. Mag ons let op wat ons spreek. Want die woord van die Here sê baie, baie duidelik vir ons. Ek sluit af, vergeld geen kwaad met kwaad. Of skeldwoord met skeldwoord nie. Maar seën inteendeel. Nou in die huwelik, moenie 'n fight begin. En dan as die skeldwoord kom, dan wil omdraai en seën nie. As jy die fight begin het, is dit het jy dit begin, dit is op jou boekie. Moenie sê, ek gaan nie kwaad met kwaad vergeld, maar jy het dit begin nie. As jy die vuur aangesteek het, is jy deel daarvan. Die probleem is, moenie die vuur aansteek nie, van die begin af. Want party mense laai die vuurhoutjie, dan brand die bos, dan beklei hulle omdat die bos brand. Jy het die vuurhoutjie gelaai. So moenie die vuurhoutjie laai nie. Amen, kom ons bid. Vader, ons dankie vir vanmôre se boodskap. Dankie dat ons in die huis van die Here kon wees. Dankie vir die vrede en die vrymoedigheid wat ons vanmôre kon ervaar. Van die begin af met ons lofprysing en aanbidding en selfs met u woord. Dankie vir die woord wat die waarheid is. Dankie vir u woord wat ons vry maak. Dankie dat ons weer die woord maak nie seer nie. En wanneer daar areas is wat wel seer is in ons lewe, is dit as gevolg van dinge in ons verlede of in ons teenwoordigheid wat seer alreeds is. Maar dankie dat u woord dan kom genees. Heilige Gees, ons vra dat u die naprediker is, dat u goeie reënwater sal stuur om die saad wat gesaai sal te benut, sodat dit sal vrug dra in ons lewe. Ek submit u woord wat u op my hart geplaas het vanmôre. Mag dit vrug dra, Here.